kan. Maar in elkeen vanmôre, ons is hier met 'n spesifieke doel. Ek wil vanmôre dit uitspel. Die woord van God is sy stem. Psalm 103 vers 20. Die woord van God is sy stem wat met jou praat. Ouens sê ons hoor nie die Here nie. Dan verstaan jy nie die woord nie. Dan lees jy nie die woord nie. So lees die woord wat die stem van God is. En ek wil hê met vanmôre agslaan om met te praat oor die onwankelbare koninkryk van God. Die onwankelbare koninkryk van God. En moet nie volgende naweek mis nie. Ons praat van die koning van hierdie koninkryk. Amen. Nou praat ons vanmôre van die onwankelbare koninkryk. Die koninkryk wat nooit tot nie kan gaan nie. Amen. Amen. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 12 vers 26 tot 29. Hebreërs hoofstuk 12 vers 26 tot 29. Toe het sy stem die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê. Wat het God beloof? Wat beteken beloof? Dis 'n belofte. Ons wil altyd die belofte hê, ek moet skatryk word en ek moet dit word en ek moet dit. Maar hier is 'n belofte. Hoor wat is die belofte? En gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. Verskriklik. Vers 27, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare, die goed wat ek kan bly staan nie, dinge, as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. So met ander woorde, God skud die wankelbare, maar die onwankelbare bly. Dis dieselfde wat gebeur het toe Moses vir Farao genader het. Die wankelbare moes bloed drink, maar die onwankelbare het water gedrink in dieselfde plek. Sprinkane het die wankelbare bestuig, maar nie die onwankelbare nie. Lê met afslag. Vers 28, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Vers 29, want ons God is 'n verterende vuur. God is liefde, maar God is ook 'n verterende vuur. Dis sy eienskappe. En as jy dink jy kan met die liefde van God speel, is dieselfde God. Hy het nie nodig om iemand te hê om lief te hê nie. Hy is die volmaakte liefde. Amen. Maar hy is ook die verterende vuur. Want hy gaan die wankelbare dinge gaan hy skud, hemel en op aarde. Nou lees ons in Daniël 2 vers 21 die woord van die Here. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sal konings, hy sit konings af en hy stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis wat insig het. Ons lees in Matteus hoofstuk 2 hoe dat die wyse manne uit die ooste kom en navraag doen oor 'n koning wat gebore is. Ons lees in Matteus 3 hoe dat Johannes die Doper begin preek dat die mense hulle moet bekeer want die koninkryk van die hemel is op hande. Nou Jesus het hierdie selfde tema in sy prediking voortgesit en gesê in Markus 1 vers 14 tot 15 en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, sê Jesus, bekeer julle en glo die een van Evangelie. Ons lees in Lukas 17 vers 20 tot 21. En toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk sal kom,
het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Vers 21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dit is die onwankelbare koninkryk wat binne in jou is. Amen. Dis nie 'n sigbare koninkryk wat hier buitekant regeer nie. Dis die koninkryk van God wat binne in jou regeer. Die wyse manne soek 'n koning wat gebore is. Johannes spreek, die koninkryk van God is naby, vatbaar, tasbaar. Jesus sê, hy het gekom, hy's binne in julle. Hulle het dus almal gepreek dat diegene wat hulle hoor, hulle moet bekeer tot die evangelie van die koninkryk. Nou wat is die evangelie van die koninkryk? Ons praat die hele tyd daaroor. God regeer binne in my. Hy het my lewe in beheer. Ek het my juk afgelê om sy juk op te neem. Is dit waar? Yes. Dit was toe al naby, daar die koninkryk wat hulle verkondig het. Reeds vir hulle om aan te neem. Ons kan nie hierdie koninkryk boodskap uitskuif na eendag, na die wederkoms van Jesus Christus nie. Ons kan dit nie aanskuif nie. Yes. Die koninkryk van God regeer nou. Hierdie koninkryk is 'n klein aardse koninkryk nie, wat ek net gesê het. Hierdie koninkryk van God is binne in die mens en regeer op aarde deur die mens. Om dit wat nie van die koninkryk is, die wankelbare dinge tot niet te maak. So die stryd wat jy het binne-in, beteken dat die koninkryk van God regeer nie oor daardie grondgebied van jou lewe nie. Baie mense kom tot bekering, maar is nog nie heeltemal verlos nie. Hy's 'n baba in die Here, nou groei hy op, en hierdie koninkryk wat jy toelaat om oor daai grondgebied in jou hart te begin regeer, neem beslag van dit wat nie van God is nie, wat wankelbaar is, en God verwyder dit. Hy skud dit uit jou lewe uit. Amen. Nog eenmaal skud God die hemel en die aarde. Hy skud wat nie van hom is binne jou hart uit, want hy regeer binne-in, maar is nie 'n aardse koninkryk nie. Ons lees verder in Daniël, met die verklaring van die droom van Nebukadneser. Nou wat het Nebukadneser gedroom? Hy het gedroom van 'n groot beeld. En het gesien dat die kop van goud was en die bors van silwer en die heupe van koper en bene van yster en voete en tone van yster en klei. Ek lees vir jou in Daniël 2 vers 38 tot 44 dat die heilige koningskap, toe die boodskap ontvang is, het Daniël die boodskap aan of die droom aan hom bekend gemaak, Nebukadneser, deur die hoof van goud verteenwoordig. Dan sê hy in vers 39, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, die silwer koninkryk, die Mede-Perse. Daarna 'n derde koninkryk van koper, die Grieke, wat oor die hele aarde sal heers, oor die hele aarde sal heers. Vers 40, en die vierde koninkryk sal hard wees, soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stap en vergrys. Kyk na vers 41, en dat die voete en tone, soos u gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. 'n Verdeelde koninkryk, hoor nou baie mooi. En van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met klei grond gemeng gesien het. Vers 42. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van kleis is. 'n Gedeelte van die koninkryk sal hard wees en 'n gedeelte sal bros wees. Dis die profetiese woord. Vers 43. Dat u die yster gemeng met die kleigrond gesien het,
hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaskleef nie, net soos die yster nie met die klei meng nie. Vers 44, maar in die dae van die konings, hoor nou baie mooi, almal sê in die dae van die konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self dit vir ewig bestaan. Jy sien, die koninkryke waarvan Daniël verwys, het direk na mekaar gevolg. Toe die goud val, toe val die silwer in. Toe die Babylon val, toe val die Mede-Perse. Toe die Mede-Perse val, toe val die Grieke. Toe die Grieke val, toe val die Romeine. En sedertdien na die Romeine het ons 'n verdeelde koninkryk van politiek en godsdienst. Tot vandag toe is ons by die voete van klei en die tone van klei en yster. Hierdie koninkryk het ysternom, maar hy kan nie regeer nie, want hy is verdeeld, hulle meng nie. Die Bybel sê deur menslike toedoen het hulle vermeng. Dit gaan nie oor kleur nie, dit gaan hier oor godsdienst en politiek. Ek wil jy met baie mooi hoor, dit kan nie meng nie. Dis botsend met mekaar. As ons konsekwent wil wees vanoggend, kan ons dus nie die laagste koninkryk wat kom, die ewige koninkryk waarvan Daniël praat, die koninkryk wat tot in ewigheid bly staan nie, die van die Messias van die ander losmaak nie. Met ander woorde, hulle volg op mekaar. Toe die een val, toe val die ander een. Toe die ander een val, toe val die ander ene. Toe die Romeine val, toe val die koninkryk van God oor. Want hierdie koninkryk is nie aardse koninkryke nie. Dis 'n koninkryk wat binne in die mens regeer. Amen. Amen. Hoor my. Maar in die tyd van die konings, sê die skrif, in die tyd van die konings, in dieselfde tyd, sal hierdie koninkryk van wat tot in ewigheid is, opstaan en beginne regeer. Dit was onder die magtige ryk van die Romein wat Jesus gebore was en gesterf het en opgestaan het. Hy het dus gekom om sy ryk te kom stig en te bevestig, gebore uit die maagd Maria. Dit was die rede van sy koms om 'n koninkryk op te rig, want hy het geprofeteer. Hy het aan Daniël gesê, sê aan Nebukadneser, daar sal net 4 koninkryke die aarde regeer, maar die 5de ene, die ewige ene, is die een van die Messias. Hy kom, hy is gebore, hy kom stig. Amen. Hy kom bevestig. Daarom wil ek jy moet afslaan, my vriend. Jy behoort in 'n koninkryk waarvan jy nie vanmôre op hierdie aarde moet sukkel nie. Jy is in 'n ewige koninkryk. Daarom sê soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al die ander dinge sal jou bygevoeg word. Jy hoef nie in hierdie koninkryk skade te ly nie. Dis jou keuse. Jy sien in Lukas 19 vers 38 staan opgeskrywe, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Hy het gekom, hy is gebore uit die maagd Maria. Hy kom stig, hy kom bevestig die koninkryk. Matteus 21 vers 4 tot 5 lees ons, word Sagaria se profesie vervul. Die profeet Sagaria wat sê, en dit het alles gebeur sodat dit vervul sou word, die woord wat deur die profeet gespreek het. Die woord is die stem van God. Vers 5, sê vir die dogters van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die val van 'n pakdier. Het Sagaria dit geprofeteer? Lees Sagaria 9 vers 9. Daar staan geskrywe, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, die val van 'n pakdier.
Wanneer het hy gekom? Kyk, jou koning kom. Hy ry op by wanneer het hy by Esel gery? Gaan hy nog ry? Of het hy al gery? So, die koninkryk wat ewig onwankelbaar staan, is hier. Amen. En ons leef nie in die koninkryk nie. Johannes 18 vers 36 tot 37 staan geskrywe. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Prys God, halleluja. Wat so laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Want my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Goed, as my koninkryk van hierdie wêreld was, so my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Jy sien, ons beklei nie met swaard nie, ons beklei nie met klippe nie, ons beklei nie met oorlog nie, ons beklei met liefde, omgee. Amen. Amen, dis die koninkryk van God. Maar die koninkryk van die moslems maak dood as jy nie glo, soos hulle glo nie. Yes. Dis 'n aardse koninkryk, hulle veg en beklei, maak dood en moord. Maar hierdie koninkryk van God, wat in ons regeer, halleluja. Amen. Hy het liefde, hy het omgee, halleluja. Hy ontbreek nie, want hy behoort aan die koning van die konings, want die koning het gekom, en hy ry op 'n esel, net na die Romeinse ryk geval het. Stig hy in die Romeinse ryk 'n koninkryk, wat nooit tot dit kan gaan nie. Thank you, Lord. Vers 37, Pilatus sê toe vir hom, is hy tog 'n koning? Word hy vra, is hy tog 'n koning? En Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Jy sien, hulle godslonaars erken dit, maar die kinders van God kan dit nie erken nie. Want as ek sien hoe lewe ons, is dit hartseer. Hiervoor, sê Jesus, is ek geroep. Waarvoor? As koning. Ek sê dit weer eens. Dis een ding om in God te glo, dis 'n ander ding om God te glo. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld ingekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit hierdie waarheid is, luister na my stem. Ons brein nie so seer oor die koninkryk vandag uit nie. Maar neem ek aan dat ons genoeg gesê het oor die koninkryk in die afgelope tyd, om dit te laat verstaan dat ons in verband met die koninkryk dit so kan stel. Jesus het sy koninkryk op aarde bekend kom maak. Dit kom stig. En heers en regeer tans as koning deur sy kinders op aarde. Ons sien nog nie die volle werklikheid van hierdie heerskappy nie. Hoekom nie? Want sy soldate is nie in plek nie. Ons veg met aardse goed, aardse koninkryk beginsels. Ons veg nie met hemelse beginsels nie. Jesus vertel 'n gelykenis, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Hy vertel 'n gelykenis dat die aard van die koninkryk so suurdeeg is wat ingewerk en alles uiteindelik sal beïnvloed. Die vroue sal weet wat beteken suurdeeg. Suurdeeg onmiddellik is hy daar nie. Jy werk suurdeeg in. Dan gooi jy doek daaroor en môreoggend as jy opstaan, dan is daai bietjie wat jy aangemaak het nie meer 'n bietjie nie, maar dit brei uit. So vergelyk Jesus sy koninkryk. So suurdeeg wat ingewerk word. Ek wil hê jy moet kyk. En daai suurdeeg beïnvloed die deeg. Jy sien, ons het hierdie koninkryk wat in ons ingewerk word.
deur sy Heilige Gees. Maar ons laat nie toe dat dit sy deel kan doen om te reis, sodat die koninkryk van God op hierdie aarde in oorwinning geproklameer kan word nie. Ons lees in Matteus 13 vers 33, 'n ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Met ander woorde, God is besig met jou en God is besig met my. En hy werk ons. Hierdie vrou werk, broer. Nag en dag. God werk nag en dag om sy koninkryk in ons werkbaar te kry. Maar ons negativiteit en ons tradisie hou ons so vas, want ons het tradisioneel so gehoor en so groot geword. Ons kom uit tradisionele kerk uit, maar ons verstaan nie die beginsel van die Heilige Gees wat in jou werk, totdat dit deurgewerk is, die volkomenheid van die koninkryk van God in jou lewe regeer nie. Dit neem dis toonsigbaarheid. Sien ons wat dit kan sien. Ouens kom kerk toe. Hulle is aan die brand vir die Here oor 3 maande en dan sê hy voel. Sy bad het geperish. Hy sê meer so aan die brand nie. Wat beteken dit? Jy het gekom vir die glimmer, vir die nood, vir die visies, maar jy het nie gekom vir die koninkryk van God nie. Jy sien, 'n man wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is nie geskik vir hierdie koninkryk nie. Dis in die skrif. Jy kyk nie agtertoe nie, jy kyk vorentoe. Daar gaan storms kom, broer, want ek en jy is in 'n wêreld wat ons nie hier wil hê nie. Maar Jesus sê, hier moet die koninkryk gevestig word. Dit gaan begin toeneem in doeltreffendheid. Ons gaan dit begin sien. Die vestiging daarvan is progressief. Dit is nie net sommer oornag nie. Dit gebeur progressief. Kinders van God ontwaak. Daar's ontwaking in die wêreld teen die mag van sonde en die reg van menseregte. Want elke ou moes 'n mens moes nou 'n reg. Ek weet nie of jy die dokument gelees het wat op die tafel lê in ons parlement oor die kind se reg dat die kind kan besluit op 9-jarige ouderdom wat verplig is deur die onderwysers om dit te leer aan die kinders en pa en ma mag niks daarin sê nie. Dis hierdie goed wat inkom, maar progressief staan die kinders van God teen dit op en ek en jy moet begin afslaan. Dit gaan sy klimaks begin bereik wanneer die koning van die konings vanaf sy wederkoms fisies sigbaar saam met ons in heerlikheid hier op aarde sal regeer. Hoor wat sê Psalm 37 vers 9. En ek wil jy moet afslaan wat sê Psalm 37 vers 9. Luister baie mooi. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word. Wie sal weggevat word? Nie die kinders van God nie. Die kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag. Verwag julle die Here? Yes. Jy gaan nie opgeraap word nie, jy gaan nie weggeneem word nie. Die kwaaddoeners gaan weg. Hoor baie mooi, hulle sal die aarde besit. Ek en jy gaan nie hemel toe nie, ons kom aarde toe om vir ewig op hierdie aarde saam met Christus waar geen onheil is te regeer. Halleluja. Nee, dis verboek in jou firma plek wat jy moes nog geleer. Die kerk word weggeraap, jy weet, en gaan hemel toe. Matteus 13 staan geskrywe. Toe Jesus met verduidelikheid oor die koninkryk van die onkruid en die saad. Wat sê hy vir die engele? Gaan maak by mekaar in die koninkryk. Jy sien, hier is die koninkryk van God, maar in ons is daar ook mense wat die koninkryk van God nie in hulle het nie.
Hy sê, gaan en maak by mekaar al die onheiliges. En vat hulle en gooi hulle in die vuur, sodat die lig van die heiliges kan helder skyn. Nee man, jy verstaan nie. Jy sien, hierdie pastoor preek iets anders te. Want ons almal moes weggeraap word, ons wag daarop. En die hele fokuspunt is op wegraping en nie op ons skepingsdoel op aarde nie. Laat u koninkryk kom nie. Dis die evangelie van die koninkryk. Jesus weet wanneer hy kom, dat ons wel van die aarde weggevat gaan word tot in die lig, in gemeenskap met hom daar, en 'n ontmoeting met hom daar, sodat hy die aarde kan fumigate en al die ongeregtigheid kan wegvat, is waar. Maar hy gaan ons nie wegvat nie. Die Bybel sê, hy kom, 2 Tessalonisense of 1 Tessalonisense 3 vers 13 sê dit, hy kom met sy heiliges, nie vir sy heiliges nie. En nou, Handelinge 1 staan er baie duidelik, hierdie Jesus wat julle sien opvaar het na die hemele, sal net weer so kom, nie weer weggaan nie, kom. Amen. Ja, wat preek jy pastoor? Nee maar, lees die woord. Jy sien, ek gaan nie volgens wat mense probeer sê nie. Kom ons kyk wat sê die woord. Hy kom met, daar's 'n verskil tussen met en vir. Hy kom met jou en met my, die bruilofsmaal van die lam. Vat ons weg om lekker bruiloft te hou terwyl hy onder. Die Bybel sê hy fumigate die aarde. Met vuur sal vergaan en hy maak hom skoon sodat sy bruid kan afkom. Ag man, dit is net te wonderlik as die woord van God eers deurgedring het in jou hart. Hoor my, dink maar hoe groot was die koninkryk in die begin. 2000 jaar terug, toe 3000 siele tot bekering gekom het en is gedoop. Dink hoe klein was die koninkryk. Maar man het hulle gedink dat hierdie groep mense wat op 'n nuwe onbekende sektariese weg was, begin wandel het, die vervolging en die teenkanting sou oorleef nie. Hulle het alles probeer. Hulle kan hierdie koninkryk nie vernietig nie. Die Christen het gevlug met die Romeinse suurdeeg, die politiek en die godsdiens. Het hulle vermoor en doodgemaak op brandstapels laat sterwe. Kyk na die geskiedenis. Jy sal geskok wees wat hulle probeer doen het om die koninkryk tot niet te maak, want hulle het geweet, daar's 'n koninkryk wat nooit tot niet kan gaan nie. Hulle kon dit nie uitwis nie. Uit dit uit in spelonke het mense ingevlug. En daar het hulle die woord van God bewaar. Die stem van die Here. Amen. Amen. En hulle het oorleef wat die Bybel sê, hulle stik en gesaag, lees maar Hebreërs 12, hulle het hulle lewe verloor. Hulle is oorgegee aan roofdiere, met pikke besmeer en die brand gesteek, maar hulle kon die koninkryk nie uit hulle uitkry nie, die koninkryk het geregeer, halleluja, prys God, halleluja. En dis die manne en vroue wat God vandag soek. Amen. En hier in die tyd, om op te staan, maar niks, hoor my, as jy in hierdie onwankelbare koninkryk behoort, sal niks jou beweeg nie. Niks. In die jare het die koninkryk egter so suurdeeg ingesuur oor die hele wêreld. Nie met behulp van die wêreldse toedoen nie, maar oor waarheid, standvastigheid, sonder dat ons kompromie aanteken. Amen. Sy koninkryk is heiliglik in aksie, hy werk in my, hy werk in jou. Dis hoekom ons die dinge van die wêreld haat. En hy sal aanhou manifesteer binne in jou, tot 'n getuienis vir al die nasies, want die Bybel sê, hierdie evangelie moet verkondig word aan al die nasies, dan sal die einde kom tot 'n getuienis vir hulle. Sy kinders verbreed sy heerskappy. Ek wil jy moet hoor,
sy kinders, ek en jy, verbreek die koninkryk van God deur dit te verkondig van die evangelie van die koninkryk totdat dit deur die hele aarde versprei het. Dis hoekom wat die Bybel sê, sy laaste woorde toe hy weggaan, opdragte aan die disippels, gaan maak disippels van al die nasies, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. Ons verbreek die koninkryk deur nie 'n kerk toe te kom nie, maar 'n vriend saam te bring kerk toe. Ons verbreek die koninkryk van God, want dit is net die Heilige Gees wat in jou vriend se hart kan werk. Jy kan hom uitnooi, maar jy kan hom nie red nie. Dis die koninkryk van God wat hom gaan red, terwyl hy dit hoor. Bekeer jou, laat jou doop, word vervul met die Heilige Gees, lewe heiligmaking. Niks en niemand sal hierdie koninkryk oorweldig nie. Niks. Hulle probeer. Hy het net sterker en sterker en sterker geword. Amen. Dit sal standhou tot in alle ewigheid. Want dit word deur die koning van al die konings geregeer. Hoor my vanmôre, jy het niks om te vrees vir die toekoms nie. Amen. As die koninkryk wat onwankelbaar is binne in jou woon, vrees jy niks nie. Die sprinkane kan kom, die water en bloed kan kom. Jy gaan voorsien word, want Jesus sê in Matteus 28 vers 20, ek is met julle tot aan die einde. Nie halfpad nie, aan die einde. Handelinge 17 vers 24 staan geskrywe, die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. 'n koning het 'n tempel, 'n koningshuis, en dit word bewaak en beskerm. My vraag is, beskerm jy die evangelie van die koninkryk? Of kompromieer jy daarmee? Ons is 'n huis, sê Hebreërs 3 vers 6, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot aan einde toe onwrikbaar vashou. Tot wanneer toe? Tot wanneer toe? Tot die einde toe. Dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy eindig, my broer. Hy woon nie meer in 'n tempel met hande verrig nie. Ons bou nie aardse goed nie, broer, maar in sy enigste ware woonplek, sy huis, sy kerk, sy sinagoga, sy koninkryk. Om vir ewig te regeer en saam met hom gaan ons regeer. Want 1 Korintiërs 3 vers 16 sê die woorde, ek en jy is die tempel van God. So ek met die tempel van God wat? Beskerm. Teen wat? Teen aardse begeerlikhede, teen koninkryke van die aarde. Ek kan nie toelaat en jy kan nie toelaat vanmôre dat dit wat God in jou lewe in suurdeeg besig is om in te suur, vernietig te word deur onverskillige mense. Onthou net een ding, die kerk sit nie net met gelowige mense nie, die kerk sit vol van sondaars. Amen. Dit hoort so. Amen. Dit is so, die kerk is gebou van sondaars. Come on! Come on, ons wil dit hoor vanmôre. Ons wil dit hoor vanmôre. Sondaars moet ingetrek word. Sondaars moet die woord hoor, sodat die suurdeeg kan val. Want as die koninkryk van God, sodat ons dit elke Sondag kan insuur. Jy kan nie vir 'n ou sê, hoor ek kom kerk toe nie. Sê vir 'n ou, ek kom jou optel Sondag vir kerk. Geen koninkryk sal weer oor die aarde regeer nie. Geen koninkryk nie. Dis God se woord. Na die 4 koninkryke van Daniël 2 nie. Geen koninkryk nie. Hulle gaan probeer meng, maar hulle kan nie.
Hulle kan nie. Want God se koninkryk sal die laaste wees wat sal bly tot in ewigheid. Jy sien die vermenging van die yster en klei, van die beeld van Nebukadnesar, sal nooit meng nie. En ons vind vandag hoe die koninkryk alles in hulle vermoë doen, hierdie koninkryke alles in hulle vermoë doen, om te probeer om heerskappy oor te neem, oor die wêreld. Om net 'n paar te noem, die Illuminati, 'n nuwe wêreldorde, een kerk, een regering, een geldstelsel. Die Romeinse kerk, wat die verdeeldheid is van die twee bene. Die een is politiek en die ander een is kerk. Maar hy staan op 'n poreuse voetstuk. Hy kan nie bly staan nie. Daar is nog steeds die klei en daar is nog steeds die yster. Die yster is nog steeds teenwoordig. Hy is ongenadiglik. Daarom gaan jy gehaat word deur die wêreld. Jy gaan jou stam teen mense wat jou wegjaag, jou vervloek as jy hulle uitnooi om te kom na die huis van die Here toe. Amen. Hulle gaan met jou spot. Hy's hard. Hy verbrysel. Hy wil jou geloof uit jou uit hê. Hy wil hê jy moet twyfel in jou God. Om nog een te noem, die moslems. Die moslems infiltreer omtrent die hele wêreld op 'n wyse van 'n ideologie. Maar God se woord sê hy kan nie regeer nie. Yes, Nie oor die halleluja. aarde. Sy mikpunt is om die aarde te regeer, die moslems. Maar hy kan nie. Yes. En daarom is dit vir my skrikwekkend om te dink dat hulle die NG Kerk se klokke stil gemaak het en verbied het om te lui. En toe kom die klomp moslems en hulle skreeu elke dag. Elke dag skreeu hulle. En toe weer aansoek gedoen is deur die NG Kerk om die klokke te lui, toe laat hulle dit toe. Jy sien, dis kompromie. Ons kan dit nie toelaat nie. Yes. Ons kan hierdie geskreeuery toelaat nie. Wat dink jy, wat sal gebeur as die koninkryk van God begin opstaan? Daar kan geen koninkryk teen hom opstaan nie, maar dit gaan hard wees, broer. Dit gaan nie lekker en gemaklik wees nie. Jy kan nie agteroor sit in 'n rocking chair en dink ek is op my pad hemel toe en sing daai koortjie, ek is op my pad hemel toe, waarheen? Jy sien Daniël 2 vers 43 tot 44 sê die woorde dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap, met ander woorde, hulle onderhandel met mekaar, vermeng raak. Hulle wil. Maar hulle sal nie aan mekaar kan vaskleef nie, net soos yster nie met klei meng nie. Met ander woorde, ons sien hoe hulle by die Verenigde Volkere, die UN, alles probeer met 'n wêreldhof beslissings en besluite te maak en mense onder een vaandel in te bring. Ons sien hierdie goed voor ons oë gebeur. Daniël het dit nie gesien nie, maar ons sien dit fisies werklik gebeur. Hulle probeer alles in hulle vermoë om die vermenging daar te stel, maar hulle kan nie meng nie, sê die Bybel. Hulle kan nie mekaar vaskleef nie. Net soos yster nie met klei meng nie, vers 44, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aanmaak, maar self tot in ewigheid bly. Daniël 2 verklaar van 'n rots wat losraak. En daai rots verpletter die nasies en die koninkryke. Maar watter koninkryk wil jy behoort vanmôre? Ek vra, watter koninkryk wil jy behoort vanmôre? Kom. Dis een ding om dit te bely, dis 'n ander ding om dit te doen. Wat noem julle my Here, Here en julle? Nie wat ek vir julle sê Doen nie wat ek vir julle sê nie. Matteus hoofstuk 10, 5 vers 1. 18, 5 vers 10. Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word. Jy sien, ons gaan vervolg word. Want die yster is teenwoordig, hy wil ons verbrysel. Terwille van die geregtigheid. Terwille van ongeregtigheid?
kry die ongeregtigheid jou lewe uit. Want daai ongeregtigheid laat 'n deur oop vir die vyand om in te kom om jou lewe te vergaal. So. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Aan wie? Salig die wat vervolg word. So as jy nie vervolg word vir die naam en die saak van die Here Jesus nie, is jy nog nie in die koninkryk nie. Matteus 6 vers 13, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kan ons hierdie koning vertrou? Dat hy ons krag sal gee tot in ewigheid, om te oorwin. Want die koninkryk is nie my en joune nie, die koninkryk is syne. Amen. En hy is die koning daarvan. Halleluja. Kolossense 1 vers 13 staan geskrywe, hy wat ons verlos het, hoor nou baie mooi, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Met ander woorde, God haal jou uit die koninkryk van duisternis uit, en hy sit jou in die koninkryk van sy seun, om wat te doen? Om in die koninkryk van sy seun, wat? Met die koninkryk van die duisternis te probeer regeer. Is dit wat hy doen? Vriende, ek wil hê jy moet hoor, jy die magdom en die kragtigste beskerming in hierdie tyd waar ons nou ingaan. Die wêreld is in rep en roer, broer. Die wêreld is so de mekaar. Hoor wat ek vir jou sê, dis de mekaar, dis 'n gemors. Ons sien ons eie land, hoe hulle beginne om gemeenskap met mekaar te hê. En 'n gemeenskaplike regering te probeer stig. Dit gaan nie werk nie. Die Bybel sê dit gaan nie werk nie. Dit gaan aan die einde gemors afgee. Hy haal ons uit die duisternis uit. En hy sit ons in die koninkryk, waarvan hy gekom het as die koning van die konings. Hy het kom bevestig, hy het dit verkondig, bevestig en bekragtig. Jy het te sê, gaan wag vir my in Jerusalem, totdat jy krag uit die hemel ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, aan 1 vers 8. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Kom uit die duisternis, moenie praat soos die wêreld praat nie. Moenie dink soos die wêreld doen nie. Moenie lewe soos die wêreld lewe nie. Kom uit. Want as jy aanhou so lewe, lê daar 'n smartvolle tyd vir jou voor. Kom uit. Lewe vir Jesus, verkoop jou aan sy koninkryk. Los alles. Het ek laas naweek gesê, los alles en jy het klaar vergeet. Volg my. Volg my. Volg my. Volg my. Hy haal ons in die duisternis uit, man. En hy stuur dit die koninkryk so binne ons in. Soos ons groei in volwassenheid. We gaan ons optree soos konings van die koning. Ek sluit af. Hebreërs 12 vers 28 gaan ek weer aanhaal vir jou. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. Laat ons dankbaar wees. Waarvoor moet ek dankbaar wees? Ek gaan dan vervolg word, ek gaan gehaat word. Wees nie dankbaar. Daar is onwankelbaar die koninkryk wat in jou is. Hulle kan dit nie uit jou uithaal nie, hulle kan dit nie uitkry nie. Laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien. Halleluja. Nie net in die kerk nie, want ons glo net hier dien ons die Here, en as ons weer buitekant as die koninkryk van die duisternis weer in beheer. Nee, broer. Dien hom daar. Dien hom oralste. Moenie bang wees om op te staan en sê, I believe. I believe. Here bid en vir ons.
Niks vrees nie, want die Bybel sê God het nie 'n gees van, Vreesagtigheid. waar staan dit geskrywe? 2 Timoteus 3 vers 7. 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van wat? Krag, liefde en selfbeheer. Krag, liefde en selfbeheersing. Selfbeheersing, die Engelse Bybel sê sound mind. Kyk wat die duiwel besig is om te doen. Kan jy jou denke reg? Dien met eerbied en met vrees. Jy weet ons vrees God glad nie. Wat dink jy? In die Romeinse Ryk gemaak met mense wat opgestaan het teen die Romeinse Ryk? Wat dink jy het Nebukadneser gedoen toe hy die beeld oprig en sê, as die doedelsakke blaas, die trompette moet almal buig, toe staan hy Sadrag, Mesach en Abednego. Wat dink jy wat het van hulle geword? Vuurwind. Wat dink jy wat het in die vuurwind gebeur? Jesus was al reeds in die vuurwind. Moenie vrees nie, man, moenie bekommerd wees nie. Want jy kan nie eens een al by jou lengte voeg nie. Kom ons dien God met vrees en met eerbied. Ons vrees hom, omdat hy God is. Maar ons is lief vir hom. Hoekom? Omdat hy God is. Amen. Prys hom. Prys hom vanmôre. Ek sê prys hom, man. Amen. Gee hom die lof en die eer. En ek hoop vanmôre se woord stir jou op om op te staan vir die koninkryk en beskerm die koninkryk wat binne in jou is. Want dit is 'n onwankelbare koninkryk. Hy kan nie wankel nie. Die mense het slim geword. So slim. Jy moet nou nie volgende Sondag mis nie. Ek wil weet wie hierdie koning is. Want ek kan mos nie 'n koning volg as ek hom nie ken nie. Amen. 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 Kom dien die Here. Wees hom welbehaaglik. Met eerbied. Buig voor die Here vanmôre. Buig voor die Here vanmôre. Ek wil hê jy moet jou oë sluit vanoggend. Jy het gehoor van die koninkryk, sien die koninkryk en sy volmaaktheid teenwoordig. Kry daai visie en sig. Dis onwankelbaar. Sien hoe val die aarde met aardbewings. Sien hoe word die hemel geskit met haal so groot soos talent swaar. Sien vanmôre hoe die hatter in die ateljee's God vloek. Sien hoe die kinders hierdie toedoen van wêreldse instansies met geen goddelikheid in hulle nie, my kind dwing om haar eie keuse te maak wie hy wil dien. Ek mag hom nie meer dissiplineer nie. Sien vanmôre hierdie goed raak. Maar sien ook jou koninkryk raak. Hy kan nie geskit word nie. Al skud God die aarde en die hemel, jy gaan bly staan. Ek wil nie vanmôre uitnodiging maak in die sin van die woord. Ek wil hê jy moet hoor wat sê die woord, want die woord sê geloof kom deur die woord te hoor. So jy het gehoor. Wat is jou besluit vir die Here vanmôre? Wat is jou besluit vanmôre vir die Here? Wil jy hom met eerbied dien vanoggend? Wil jy toelaat dat jy deur God welbehaaglik gevind word?
Wil jy? Wil jy vanmôre 'n besluit maak vir jouself en sê, Here, ek hoor die woord. Dis 'n onwankelbare koninkryk. Met ander woorde, ek gaan aan die einde oorleef, ten spyte van wat? Ek gaan oorleef. Al verloor ek my lewe, sê die skrif, gaan ek dit wen. Want het probeer wen op die aarde, sê die Bybel, jy gaan dit verloor. Daar's 'n shaking proses. God skud vanmôre hierdie kerk. God skud vir hulle wat na my luister. Kom ons trek klaar met aardse goed. Want hy is 'n God van liefde. Hy is die bron van liefde. Hy het nie nodig om iemand lief te hê om liefde te wees nie. Hy is liefde. Maar hy is ook 'n verterende vuur. Sy kwaliteite strek ver. Onberekenbaar. Wat is jou besluit vanmôre? Wil jy God met eerbied dien? Wil jy vanmôre? Of vrees jy nog wat nog gaan gebeur in hierdie land, in hierdie wêreld? Geen nie om wie hy is en wat hy is nie. Of hy 'n kind van God is of nie 'n kind van God is nie. Maar dank die Here vir 'n president wat kan opstaan en sê, dit te doen met die hoër hand van God dat ek nog vandag lewe. Dank God vir 'n man in sy posisie wat nog kan sê, Jesus Christus is die enigste weg. Enigste hoop wat hierdie wêreld het. Hier by ons in Suid-Afrika mag jy nie eens in die skole sê Jesus nie. Jy moet praat van God, want vir die moslim is dit Allah, vir die Christen is dit Jesus. Ek hoop so. Vir die ateïs is dit Lucifer. Jy sien, want almal het 'n reg. Ons net een reg en een koninkryk wat in hierdie tyd gaan regeer. En dis God se koninkryk. Waar bevind jy jou vanoggend? In watter koninkryk? Is God besig om jou te werk? Of het jy so geword, so selfregverdig dat jy sê, ek het niks wat in my pad staan en dank God as dit die dag kan aanbreek. Maar ek groei in die Here. Op watter grondgebied in jou hart regeer God nog nie?